Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons probeer dikwels baie hard om mense tevrede te stel. Ons soek goedkeuring by ons baase, ons vriende en ons familie. Maar het jy al gewonder wat dit neem om God tevrede te stel? Vandag kyk ons na een ononderhandelbare ding wat God se hart bly maak. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Hebreërs 11 vers 6. As iemand nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Iemand wat na hom toe kom, moet glo dat hy is wat hy is en dat hy die wat hom soek beloon. Wanneer ons hierdie vers histories en grammatikaal ontleed, moet ons kyk na die mense vir wie dit oorspronklik geskryf is. Die Hebreërbrief is gerig aan Joodse Christene in die 1ste eeu. Hulle het onder swaar vervolging vir hulle geloof in Christus gelei. Sommige is in die tronk gegooi en ander het al hulle besittings verloor. Die versoeking was geweldig groot om op te gee en terug te draai na die Joodse tempeldiens met al sy diereoffers. Die woord onmoontlik beteken presies wat dit sê. Sonder geloof is dit letterlik onmoontlik om God te behaag. God vra eers geloof. Geloof beteken dat jy jou hele lewe toevertrou aan God se karakter, selfs al is alles om jou besig om in duie te stort. Geloof beteken jy aanvaar twee dinge. Eerstens, dat God werklik bestaan en betroubaar is. En tweedens, dat hy aktief betrokke is by diegene wat hom soek. Geloof wat God behaag, is die absolute oortuiging dat hy getrou bly aan sy beloftes, selfs as die omstandighede die teenoorgestelde wys. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Geloof kyk na God se karakter, nie na die grootte van die probleem nie. Die geskiedenis bewys dat ware geloof altyd getoets word deur vuur. In dieselfde hoofstuk lees ons van Noag, Abraham en Moses. Hulle moes almal dinge doen wat menslik gesproke onmoontlik of dwaas gelyk het. Tog het hulle God deur geloof gehoorsaam, omdat hulle God se karakter geken het. Jou geloof vandag eer God, juis omdat jy kies om hom te vertrou te midde van jou omstandighede. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my Vader is. Vergewe ons waar ons vrese dikwels groter lyk as ons vertroue in U. Ons kies vandag om vas te hou aan die feit dat U bestaan, dat U regeer en dat U diegene beloon wat U opreg soek. Ons plaas ons omstandighede en ons toekoms vandag met volle vertroue in U hande. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.